Kom ons maak ons Bybels oop, 1 Timoteus 6. Jy kan alles in die lewe, kan jy sê, daar's altyd iets wat wonderlik is. Daar is altyd iets wat jy kan sê, dank die Here vir dit. En as ek vanmôre dink aan die rekenaar wat pap is, dan is ek baie dankbaar is nie op 'n kinderdiens. 1 Timoteus 6. 1 Timoteus 6. In Timoteus 6, ons lees van vers 6 af. Kom ons bid net saam voordat ons dit lees. Here, baie dankie vir u woord. Dankie dat u woord lewendig is, dat u woord kragtig is, dat u woord 'n tweesnydende swaard is. En Here, ons is bewus daarvan vanmôre, dat u aan ons gaan sny. Saam met die sny gaan die genesing ook bring, Here, as ons in geloof daarop reageer en gaan lewe dit wat U van ons vra. Maar Here, ons gebed vanmôre is, sny ons meer en meer na U beeld. Ons vra dit in U naam. Amen. 1 Timoteus 6 vers 6. Wat wel 'n groot wins is godsvreesenheid wat met tevredenheid gepaard gaan. Ons is immers niks in die wêreld ingebring nie en ons kan niks daaruit wegneem nie. Maar as ons kos en klere het, laat ons daarmee tevrede wees. Wie ryk wil wees, val in versoekinge en in stryk en baie dwaase en skandelike begeertes wat mense meesleer na ondergang en vernietiging. Want geldgierigheid is die wortel van alle kwaad. Die hinkering na rykdom met sommige mense laat afdwaal van die geloof en hulle het hulle self met baie smarte deurboor. Net tot sover. Ons het laasweek gesels oor valse profete. En nou is dit baie belangrik dat valse profete gaan gewoonlik ook saam, nie altyd nie, maar ook saam met geld. Geld. Dis waar volgens hulle preek. En dis wat hulle graag wil hê, wat in hulle eie sakke moet meer word. Nou die ding is, die enigste persone wat val vir mense wat valse profete is en wat geld najaag, is die wat ook geld najaag. Vir 'n persoon wat geld nie voor belangrik is nie, sal nie val vir dit wat die wêreld en die valse profete vir jou beloof nie. Nou, is geld verkeerd? Kom ons begin heel eerste daar. Is geld verkeerd? So daar's 'n teksvers wat vir ons die volgende vertel. 1 Samuel 2 vers 7. Die Here maak arm en hy maak ryk. Ook verneder, ook verhoog hy. So wie maak mense arm? God. Wie maak mense ryk? God. So as God arm en ryk maak, is daar 'n probleem met rykdom of armoede? Nee, daar is nie. En dis die eerste wat baie belangrik is. So dit gaan nie oor rykdom nie en dit gaan nie oor armoede nie. Die probleem lê nie in rykdom nie en die probleem lê nie in armoede nie. En die probleem waaroor ons môre praat, vind jy by ryk mense en by arme mense. By albei. So jy's by die regte plek vanmôre. Spreuke 10 vers 16 sê die volgende: die verdienste van 'n regverdige, luister mooi, die verdienste, so die inkomste van 'n regverdige lei na die lewe. So die inkomste van 'n regverdige persoon lei na die lewe. Nou luister dieselfde. Dieselfde inkomste van 'n goddelose lei na sonde. Dieselfde inkomste. Wie daai teksvers weer? Spreuke 10 vers 16. Die verdienste of die inkomste van 'n regverdige lei na die lewe. Die inkomste van 'n goddelose lei na sonde. Alright.
Nou moet ons eerstens beskou, en ek hoor dit so baie keer, mense sê, as jy ryk is jy so bevoorreg. Nou ek is skatryk, so ek weet waarvan ek praat, maar baie mense het die idee van hoe ryker ek kan word, hoe meer bevoorreg is ek. Prediker 5 sê, nie so vinnig nie. En ek wil jy moet gou saam met my dit lees. Prediker 5, vers 10. Prediker 5 vers 10. Prediker 5 vers 10. Wanneer iemand se voorspoed toeneem, word die wat dit gebruik meer. Dit is baie interessant. Hoe ryker jy word, hoe meer mense het jy om voor te sorg. Hoe meer mense kry jy wat by jou werk kom, hoeveel meer mense moet jy voor sorg, maar dit het meer as dit, hoe groter moet jou parties wees. En ewe skielik moet jy geld kan gebruik ook vir dit. So, wanneer iemand se voorspoed toeneem, word die wat dit gebruik meer. Wat is die wins vir die besitter daarvan, behalwe dat sy oë dit aanskou? Die arbeider daarteenoor, sy slaap is soet, of hy min of baie eet. Maar die oormaat van die ryke gun hom geen rus nie. As jy te veel geëet het, wie van jy het al te veel geëet? Slaap jy lekker? Nee, rol rond. Okay? So, hy sê hierdeur, die metafoor te gebruik, sê hy, dit beteken nie, dat hoe ryker jy is, hoe beter jy slaap nie. Jy het net postepedic bed waarop jy kan lê, terwyl die ou wat daar arm is, lê op 'n strooibed, maar die postepedic gaan jou nie 'n heerliker nagse rus gee nie, is dit nie. Hoe ryker jy word en hoe beter jou bed lê, want dit is interessant genoeg dat net die ryk mense het beter beddens nodig. Dis die laaste ding waaroor ek al ooit in my lewe gedink het, ek sal graag 'n nuwe bed wil hê. Ek stap daarin in die bed en afdelings en dan kyk ek na die pryse en dan sê ek kan kom sonder 'n bed doodreg en dan gaan ek huis toe. Wat bring rustigheid? Niks van hierdie dinge nie. So geld is nie wat jou verandering bring of jou beter lewe gee nie. So dis die begin. Wie maak ryk? God maak ryk. Wie maak arm? God maak arm. God is in beheer van alles. Maar wat jy moet onthou is, niks van hierdie dinge maak jou lewe op aarde soveel beter nie. Daarom, moet nooit kyk na iemand wat ryker as jy het nie. Jy het heel moontlik en heel waarskynlik het jy soveel meer vreugde as die rykste ou. En in die meeste van die gevalle geld dit definitief. Wat is die probleem met die mens? Die mens is onvergenoegd. Onvergenoegd. Hy is tevrede met niks nie. Is nie amazing nie? Elke dag in my lewe moet ek vir myself sê, wat is die probleem met die mens? Die probleem met die mens is, hy het altyd iets waarna hy jaag. Daar's altyd nog iets. Jy kry net hierdie nuwe ding. En dan sê jy vir jouself, as ek maar net dit gehad. Want jy sien, jou soeke in jou lewe is na die materiële, is na die wêreldse, en die Bybel sê, dit gaan jou nooit tevrede stel nie. Daar was 'n man gewees waarmee Jesus gepraat het. En is interessant genoeg, as jy gaan kyk, wat was die rede gewees hoekom hy hierdie verhaal vertel het? Wat was die rede dat hy vertel het van die ryk dwaas? Wat moes hy hanteer? Wat het iemand na hom gekom en wat het hy van hom gevra? En dan vertel Jesus die verhaal van die ryk dwaas. En ek wil jy moet saam met my gaan na hierdie gedeelte kyk, want dit is so amazing. Lukas 12. Lukas 12. Lukas 12, vers 13. Lukas 12, vers 13 sê die volgende. Iemand uit die skare, het vir hom gesê, Meester, sê vir my broer om die erfenis met my te deel.
So waaroor was hierdie jong man bekommerd gewees, of hierdie ouer persoon, wat was sy bekommernis gewees? Dat sy broer het geërf, en hy het nie sy erfenis met hom gedeel nie. 10 die broer was die oudste gewees, hy het die plaas en alles gekry, en hy is die jonger broer, hy het nou niks gekry nie. So wat wil hy hê moet Jesus doen? Jesus, die een wat die regverdige is, sal luister na hierdie pleidooi van hom, hierdie probleem wat hy het, en Jesus sal sê, ja, nee, dit is absoluut onregverdig, jy die oudste broer, jy kan nie al die geld vir jouself vat nie, deel met jou jonger broer. Dit is wat die broer hoop. Hy hoop daarop. Nou vers 14. Maar hy antwoord hom, mens, wie het my as regter of bemiddelaar oor julle aangestel? My taak is nie, sê Jesus, my taak is nie om die goedes tussen julle te deel. Dis nie my taak. Ek het 'n groter taak, maar hier is nie my taak nie. Hoeveel van julle het al in jou gebedslewe vir die Here gevra, Here, wees asseblief tog net regverdig, dat die geld net mooi na my kant toe kom? Is dit jou gebed? Die Bybel sê, jy's besig om verkeerd te bid. Jy's besig om die punt te mis. En dan gaan Jesus hierdie verhaal vertel. Hy sê toe sê hy vir hulle, pas op en wees op julle hoede vir elke vorm van gierigheid. Nou ons weet, wat is gierigheid? Is afgodediens. Dis afgodediens. Dit beteken, gierigheid beteken, ek is nie tevrede met wat God op hierdie stadium vir my in my lewe gee nie. So wat soek ek? Ek soek na meer. Dis my God. Dis my God. So dis wat hy vir hulle waarsku. Pas op en wees op julle hoede vir elke vorm van gierigheid, want 'n mens se lewe word nie bepaal deur die oorvloed van sy besittings nie. So jou lewe word nie daardeur bepaal nie. Of jy baie het of min, dit bepaal nie die geluk en die vreugde in jou lewe nie. Dit doen niks daaromtrent. Vers 16. Daarna het hy vir hulle die volgende gelykenis vertel. 'n sekere ryk man se plaas het 'n goeie oes opgelewer. Hy het homself toe afgevra, wat moet ek doen? So hierdie ou het 'n gesprek met homself, dis nie 'n goeie teken nie. Dan sê hy, want ek het nie plek waar ek my oes kan opgaar nie. Toe sê hy, dit is wat ek sal doen. Ek sal my skure afbreek en groot skure bou, daarin sal ek al my graan en my goedere opgaar. Dan sal ek vir myself sê, mens, jy het baie goed opgegaar vir baie jare. Ontspan, eet, drink, wees vrolik. So 'n wonderlike teks. Vers 20. Maar God het vir hom gesê, jou dwaas, vandag nog sal jou lewe opgeëis word, en wat jy bymekaar gemaak het, aan wie sal dit dan behoort? Nou, so gaan dit met iemand wat vir homself skatte bymekaar maak en nie by God ryk is nie. Ons gaan in die latere gedeeltes van Timoteus gaan ons praat oor dit wat God van my vra, waar ek moet ryk wees. Maar dis die probleem. So is die probleem dat hy 'n goeie oes gehad het. Nee, die probleem was nie dat hy moes sy skure groot maak vir dit nie. Dis nie sy probleem nie. Sy probleem is, in sy lewe het hy vir homself gesê, jy het goed gedoen. Jy het meer as genoeg. Niks in sy lewe het gaan oor enigiemand anderste, behalwe oor homself nie. Dis wat hebsug doen. Hebsug maak die fokus net die hele tyd op myself, oor wie ek is, wat ek nodig het. Hebsug sien nooit iemand anderste wat swaar kry nie. Hebsug sien altyd ek het nog iets nodig. Spreuke 30 vertel dit baie goed, 'n mens wat hebsug het, luister hierna. Spreuke 30 vers 15, die bloedsuier het 2 dogters. Weet jy wat 'n bloedsuier? Hy sit so op jou, en dan suig hy jou bloed. Nou, die Bybel sê die bloedsuier het 2 dogters. GG. Dis sy dogters. GG. Hulle nooit genoeg nie. Hulle wil altyd nog meer hê. Wat moet ek voor oë hou? Wat moet vir my belangrik wees in hierdie lewe? Voordat ek begin besluit oor die geld, wat ek daarmee gaan maak. Wat moet ek altyd voor oë hou in my hele lewe? Jy het my niks ingekom nie. Job 1, vers 21. Hy het gesê, naak
het ek uit my moeder se skoot gekom. Dis nou Job. En naak sal ek na die skoot van die aarde terugkeer. Die Here het gegee en die Here het geneem, mag die naam van die Here geprys word. Wat sê Job nadat hy alles verloor het? Hy het al sy besittings verloor. Hy het sy familie verloor, van 10 kinders het hy verloor. Hy het alles wat daar mee saamgaan het hy verloor. Sy vrou kom na hom toe en sy sê vir hom, wie wat? Nee, hoekom vloek jy nie man met God en dan sterf jy nie man? Dit gaan sleg met jou. En Job antwoord daar, naak het ek uit my moeder se skoot gekom. Ek weet nie of jy dit weet nie. Maar elkeen van julle wat in die wêreld ingekom het, het nie met 'n pakkie pyjamas ingekom nie. Jy weet jy dit? Niemand nie. Toe jy aangekom het in die wêreld, was jy poedelnaak. Poedelnaak gewees. Dis hoe jy in die wêreld sal inkom, en die Bybel sê, net soos wat jy ingekom het, so sal jy uitgaan. Dit is my altyd so mooi. Ek het nog nooit 'n ryk persoon gesien wat beter gaan nie. Hulle gaan dieselfde. En hulle kan vir jou mooi aanklerkies en alles wat daarmee saamgaan en gremering opsit. Ek wil vir jou sê, as jy sterf, is jy verby. Jy het niks wat jy saam met jou vat voor na die hemel toe nie. Niks nie. Naak het jy ingekom, naak gaan jy uit. As jy dit onthou, is jy baie naby aan wat die Here van jou vra. As jy by 'n punt in jou lewe kom en sê, met hierdie geld wat ek tot dusver gemaak het, ek gaan niks van dit kan saamvat met my nie. Niks. So wat wil die Here hê moet ek met dit doen? Dis jou vraag. Wat wil die Here hê moet ek dit doen? Prediker 5 vers 15 sê, ja, dit is ook 'n siek ewel. Net soos hy gekom het, so gaan hy heen. Watter voordeel is daar vir hom, dat hy hom verwind afgesloof het? Hierdie wêreld, en alles wat daarmee saamgaan, is wind. Jy kan dit nie saamvat nie, en dit is nie belangrik nie. Dit het geen ewigheidswaarde nie. Niks op hierdie aarde het ewigheidswaarde nie. Niks nie. Net hier op aarde is jou geld belangrik. As jy by jouself dink hoor, kom ons sê vir jou, kom ek sê vir jou, ek gee jou geleentheid en jy kan 'n paar goudstukkies saam met jou vat, dan sê die Nuwe Testament vir ons Openbaring, wel jy kom daaraan, en terwyl jy daaraan kom met jou goudstukkies, is die teerpad, die paaie is plaveisel is van goud. Dit wat op aarde is, wil Openbaring vir jou sê, het geen waarde in die hemel nie. So as jy in 'n kompetisie is om te sê, ek wil kyk met hoeveel geld ek die wêreld kan verlaat, wil ek vir jou sê, die weddingskap is klaar verby, jy gaan met niks nie. Nou sê jy vir my, okay Johan, alright, so, ek gaan niks in die wêreld inbring nie, ek gaan niks uitvat nie. So waarmee moet ek tevrede wees? En dis wat ons nou is, ons gaan by dit uitkom wat ek moet doen. Waarmee moet ek tevrede wees? Die Bybel sê vers 8, as jy kos en bedekking het, bedekking het te maak met 'n kop, 'n dak oor jou kop, het te maak met jou klere, en ons sien baie in die Nuwe Testament hoe bedekking absoluut gebruik word ook vir klere. So as jy kos en klere het, 'n dak oor jou kop, dan moet jy iemand wees wat sê, ek is tevrede met wat ek het. Is daar iemand vanmôre wat dalk nie, ja, klere is nie 'n probleem nie, nee, wat dalk nie 'n kos het nie, dan gaan ons jou help. En 'n dak oor jou kop, het jy ergens 'n plek waar jy kan bly? Alright, nou wat die Bybel sê is, dan moet ek tevrede wees. Baie mense kom en dan sê ek, hoe gaan dit met jou? Dan sê ek, nou, wat moet ek nou sê? Dit gaan maar aan. Die Bybel sê, het jy kos en het jy klere, 'n dak oor jou kop, dan gaan dit met jou baie goed. Baie goed. Wie wat is wonderlike vir my? Kos en klere is dit wat God vir ons beloof. Dis altyd vir my wonderlik. Wat beloof die Here jou? Kos en klere. Matteus 6 vers 25. Kom ons kyk gou daar. Matteus 6 vers 25. Die hele bergpredikasie is vol hiervan. Dit is interessant genoeg dat Jesus meer praat oor geld as oor enigiets anderste. Geld, dis die probleem. Hy gebruik dit in sy verhale, sy gelykenisse.
Hy sê daarom, vers 25, daarom sê ek vir julle, moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle sal eet, of oor wat julle sal drink, of oor julle liggaam, wat julle sal aantrek nie. Is die lewe dan nie belangriker as kos en die liggaam as klere nie? Let op die voëls van die hemel. Hulle saai nie en hulle maai nie, en hulle versamel niks in die skure nie. Tog sorg julle hemelse Vader vir hulle. Is julle nie meer werd as hulle nie? Wie van julle kan deur hom te bekommer een el by sy lewe voeg? En waarom is julle bekommerd oor klere? Let op die wilde narsings, hoe hulle groei. Hulle soeg nie en hulle spin nie. Maar ek sê vir julle, self Salomo in al sy pragt was nie soos een van hulle geklee nie. As God die gras van die veld wat vandag daar staan en môre in die grond gegooi word, in die oond gegooi word, so klee, hoeveel te meer nie vir julle nie klein gelowiges. Ok, en dan praat hy oor die kos. Mense, kom ons sê gou vir mekaar. Die Bybel sê vir jou, jy moet jou oor niks bekommer nie. Enige bekommernis is nie van God af nie. As jy stres, is jy buitekant God se wil. Is jy reg? As jy stres oor enigiets, is jy buitekant God se wil. Hoekom? Die Here sê, jy moet jouself oor niks bekommer nie. Om die waarheid te sê, die enigste ding wat jy in enige geval nodig het in jou lewe is kos en klere. En wat doen ek? Ek sê vir jou, ek gee dit vir jou. Ek sal dit vir jou gee. So waaroor moet jy res van jou lewe bekommer? Oor niks nie. Hoeveel ure gaan verby van dinge waaroor ons onsself bekommer? Het jy al agtergekom, niks waaroor jy bekommer kan jy verander nie. Wees tevrede met wat jy het. As jy kos en klere het, moet jy tevrede wees. Jy moet bly wees. Hebreërs 13 vers 5. Julle leefwyse moet vry wees van geldgierigheid. Wees tevrede met wat jy het, want hy het gesê, ek sal jou beslis nie verlaat nie, en ook nie in die steek laat nie, sodat ons met vertroue kan sê, die Here is my herder, ek sal nie bang wees nie, wat sal 'n mens aan my doen? So wat sê die Bybel? Die Bybel sê, moenie geldgierig wees nie, wees tevrede met jouself, want ek sorg vir jou. As jy slapeloos in die nag rondrol, oor allerhande dinge in jou lewe, wat sê jy van God? Jy sê, God, U is nie groot genoeg om hierdie probleem op te los. En dan wil ek vir jou sê, jy ken nie die Bybel. 'n volk wat voor die Rooi See staan, en 'n vyand wat op pad is. En dat is onmoontlik. Want hoe kom ons deur hierdie ongelooflike see? Met ons kinders, met ons vee, met alles wat daarmee saamgaan. En die Here sê, moenie nou worry nie. Moenie nou worry nie. En die water staan op. En hier trek hierdie volk deur. Ongelooflik, want God sê, ek is jou helper. So as God jou in daardie saak, waar jy nou in staan en bekommer is, as God sê, ek wil hê, dat jy uit daai saak uitkom op hierdie stadium, sal hy dit doen. As God sê, nee, ek dink is vir jou goed, dan los hy jou nou. Maar God is in beheer. Paulus kan nou skrywe. Paulus is gereeld as hy die tronke skryf hy briewe. En in Filippense 4 sê hy die volgende. Ek sê dit nie omdat ek gebrek het nie, want ek het geleer om in alle omstandighede tevrede te wees. Ek weet wat dit is om min te hê. Ek weet wat dit is om oorvloed te hê. En ek weet wat dit is om in elke opsig en alle dinge ingewy. Ek is in elke opsig en alle dinge ingewy. Om versadig te wees, sowel as om honger te ly. Om oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly. Paulus sê ek is in alles ingelei. God in my in alles ingelei. So ek weet wat dit is om honger te ly, ek weet wat dit is om oorvloed te hê. Vers 13. Tot dit alles is ek in staat deur hom wat my krag gee. Waartoe is ek tot alles in staat? Moenie al die teksverse wat hulle vir jou sê, jy is tot alles in staat. Nee, jy is nie tot alles in staat. Imagine jy staan en jy sê vir jouself, ek is tot alles in staat. Ek kan 'n basketbalspeler raak, ek kan die beste in die wêreld raak. Niks nie, nee?
Waartoe is jy tot alles in staat, sê die Bybel. Jy kan tot alles in staat wees as jy swaar kry en as jy genoeg het. Jy is tot alles in staat. Ek kan rustig wees dat ek tot alles in staat is. Ek kan tevrede wees want God is in beheer van alles. Romeine 8 stel dit vir my so mooi, vers 35. Wat sal ons van die liefde van Christus skei? Swaar kry, of benoudheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of swaard. Niks kan my skei van die liefde wat daar in Jesus Christus. Niks. Ek kan in hierdie wêreld lewe en ek kan tevrede wees, want God sorg vir my. Dan vers 9. Wat is die grootste probleem? Liefde vir geld. Liefde vir geld. Matteus 6 vers 19. Moenie vir julle skatte op aarde bymekaar maak nie, daar waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel. Okay? So, moenie vir jou skatte bymekaar maak nie. Wanneer is genoeg? Hoeveel skatte wil jy nog hê? Hoe lank dink jy gaan jy leef? Is jy besig om vir jouself te sê, wel as ek nog 20 jaar lewe, met as ek 1 miljoen het en ek gee soveel uit met die rentekoers, dan kan ek min of meer, as ek oor 20 jaar doodgaan, kan ek min of meer alles opgebruik. Is dit hoe jy lewe? Of sê jy, dank die Here vir vandag, en ek lewe vir vandag, en ek lewe en ek prys die naam, en as daar situasies is wat kom waar ek moet help, dan help ek. Want my liefde is nie vir geld nie. Ek is nie besig om skatte bymekaar te maak nie. Ek hoor deesdae een van die gewilde goed deesdae in Suid-Afrika, en ek sien dit oor die wêreld, in Amerika ook. Gebeur net in die westerse wêreld. Wie wat doen mense deesdae op Sondag? Hulle kry mense om hulle karre op te pas by die kerk. Dis nie vreemd. Dit vir julle lag nie eers nie. Dis normaal. As ek moet uit 'n diens uit bly, omdat ek 'n kar moet oppas wat op pad is, geen hel of die hemel gaan uit nie. Maar hierdie persoon wat buitekant staan en die kar oppas, hy gaan die hemel of die hel toe. Is dit nie so nie? Wat is belangrik? En as jy nie versekering het nie, dan is dit alright, dan is God is ook meer van dit. Is dit nie? Maar ons is so vasgevang in die wêreld dat tot iemand vir my sê, okay, wat dan van as jou kar gesteel word? Ja, ek weet of net versekering uitneem. Ja, as jy geld het, versekering wonderlik. As jy nie geld vir versekering het nie, God is met jou. God is met jou. God sal vir jou sorg. So hy sê, moenie skatte op aarde bymekaar maak waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel nie. Moenie daar bymekaar maak nie. Dis die wonderlikste ding wat ek sien oral in die lewe. Is weet wat? Dit maak nie saak hoe goed jy na jou goeders kyk nie. Wat gebeur is dat daar oral roes in kom. Mense steel. Dis die wêreld waarin ons leef. Maar maak vir julle skatte in die hemel bymekaar, daar waar mot en roes nie verniel en waar diewe nie inbreek en steel nie. Want waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Wie wat moet hier agterkom in jou lewe? Waar is my skat? Baie maklik om dit agter te kom. Jy sê vir jouself, waaroor dink ek die hele tyd? Dis jou skat. Waaroor maak ek die hele tyd beplanning? Jou skat. Waaroor is ek bekommer die hele tyd? Jou skat. As jou skat die Here is, wat gaan jou grootste ding wees wat jy nou gaan najag? As die Here jou skat is, om meer van hom te leer, om meer met hom tyd te spandeer, om meer jou lewe in te rig volgens sy woord. Dis wat gaan gebeur. Maar as jou skat die wêreld is, gaan jy meer en meer en meer vir die wêreld wil leef en dit najag in jou lewe. Daarom sê die Bybel, jy kan nie twee baase dien nie. Jy kan nie God en Mammon dien nie. Mammon is die geldgod. Jy kan hom nie dien en vir God dien nie. Jy moet vir jouself sê, wie gaan ek dien? So, is geld die probleem? Nee, dit is wat ek met die geld maak wat die probleem is. Dis waar die probleem lê. Solank ek opgaat vir myself en bymekaar maak vir myself, dan raak dit 'n afgod. Nou vers 10. Die liefde van geld is die wortel van allerlei ewels. Alle soorte.
Ek weet van die ouer tekste het gesê, die liefde vir geld is die wortel van alle kwaad. Die woord daar in die Grieks het nie te maak met alle nie, maar allerlei, alle soorte, alle tipes. Geld veroorsaak dat ek val vir sonde in my lewe. Spreuke 28 vers 20, 'n betroubare man ervaar baie seëninge, maar wie vinnig ryk wil word, sal nie ongestraf bly nie. Hoekom wil jy vinnig ryk word? Want dit is jou doel in die lewe. Dis waarna jy jaag. Solank as wat jy dit jaag, dis die probleem. As jy jou werk doen na die beste van jou vermoë, en jy probeer om die beste van jou vermoë te doen, en dan brei jou besigheid uit, en alles gaan daarmee saam, dan is jy nie besig om dit na te jaag nie. Dan gebeur dit. Maar wat gebeur is, die oomblik as ek sê, dit is wat my lewe oor gaan, ek wil meer hê. Dis wanneer die Bybel sê, dan sal jy nie ongestraf bly nie. Geld, die smag na geld, die soeke na rykdom, sal jou met baie smarte deurboor. Jy jaag geld na in jou lewe. En ek wil vir jou sê, jy verwoes jou familie. Jy verwoes die mense wat eintlik belangrik is, wat rondom jou is, omdat jy besig is om in jou lewe geld na te jaag. En die voorbeelde in die Bybel is volop. Die eerste voorbeeld vir my, en ons kan hom al gereeld herhaal, want hy's 'n voorbeeld hiervan, is Lot. Lot se hele lewe het gegaan om te kyk na die streke wat hy moes kies, tussen hom en Abraham, wat die oudste man is, so Abraham moet die grond kies, maar Lot sê, ek wil die beste hê. Ek wil die plek hê waar dit lyk of dit heerlik baie geld gaan wees. Dis waar ek wil wees. En Lot se lewe word beheer deur dit. En ongelooflik as jy sien wat die gevolge is van Lot se najaag van geld. Want hy bly, en ek het dit al gesê, maar dit is so goed om dit weer te herinner, hy bly eers buitekant. En dan kom hy nader. En as ons hom weer vind, is hy in die stad. Hy het so deel geraak daarvan, sy soeke, sy hinkering was daar meer en meer geld. En dan op die ou en as hy vlug, wat gebeur met sy vrou? Soutpilaar. En sy 2 dogters, die 2 mans waaraan hulle verloof is so goddeloos, dat hulle nie eers wil vlug, as daar 'n waarskuwing kom om te sê, hoor hierso, ons moet vlug uit die land uit nie, God gaan die land verwoes. Hier is die 2 skoonseuns, hulle is die aanstaande skoonseuns, hulle sê, hier bly ons, lekker hier, kom maar brand, hier brand ons lekker, almal saam. Ongelooflik dat jy tot jou dogters afstaan aan mans. En dis die gevaar. Die gevaar is, wat se tipe man soek jy vir jou dogter? As jy eerlik is, wat se tipe man soek jy vir jou dogter? As hy daar aankom, en hy kom sit daar by die tafel en sê, ek het 'n klompie vrae vir jou. En gewoonlik het dit alles te maak oor, wat verdien jy, wat maak jy, en hoeveel het jy? Want jy moet weet, jy trou met my dogter. En al is jy daaronder op die rangskaal van die hoeveelheid geld wat jy wil hê jou dogtertjie moet boontoe trou. Kinders van die Here, wie wat is die belangrikste vir jou dogter? As jy wil hê sy met vreugde in haar lewe hê, is dat sy 'n man sal trou wat vir God lewe. Nie 'n man wat by die huis wil bly en sê, oh well, hier is dit so lekker, ek wil nie my geldjies agterlaat nie. Kan maar liewste die vuur op my reën, maar ten minste sterwe ek saam met my goed. Lot se hele lewe is teenoor mekaar. Sy familie is teenoor mekaar. Omdat Lot geld najag. Die Bybel sê vir jou, jy jaag dit na. Dit bring 'n klomp ewels in jou huis in. Dit bring 'n klomp ewels in jou lewe in. Dit sal jou vernietig as dit is waarna jy jaag. Agan is die volgende voorbeeld wat ons 'n tydjie terug oor gepraat het. Agan se hele begeerte is, hier is Jerigo, kom ons vat uit Jerigo uit. En hy gryp vir hom goed wat hy nie eens kan gebruik nie, maar hy wil dit hê. Want hê wil hy hê. Wie wat
Dis vir my tragies baie keer, en ek het al van die tye al geleenthede gehad in my lewe, dat ek moes na iemand se huis toe gaan wat die ma's dood, en toe moes ek gaan om te help om gou die kas klere net daai te kry. Hoekom ek dit moes doen, kan ek vandag nie onthou nie, maar ek moes dit doen. Mense, die pryse van die klere het nog steeds op hulle gehang, so na mekaar. Die kaste was vol skoene gewees, wat nog nie eens behoorlik gedra is. Maar elke keer as hy winkel toe gaan het sy nog ietsie gaan koop. Dis 'n najaag, dis 'n begeerte van iets wat vir my gelukkig gaan maak. Dis Agan. Agan wil nog iets hê. Hy weet nie wat hy daarmee gaan maak nie, maar ek wil dit hê. En wat gebeur? Sy familie ly skade en sy hele familie word verwoes as gevolg van Agan se lewe. Dan sê die gedeelte, hulle sal ook baie van hulle geloof verloor. Nou geloof verloor het nie te maak oor iemand wat glo in die Here en dan verloor hy dit nie. Geloof verloor beteken, en dit is 'n selfstandige naamwoord, dis beteken dit om deel te wees van die groep van gelowiges. Maar ons weet die Bybel sê, daar's baie mense wat deel is van die groep van gelowiges, maar hulle is nie werklik deel van ons nie. So dis waarvan dit hier praat. Iemand wat daar is, wat lyk of hy daar is, maar op die ou ende is sy lewe nie reg nie. Hulle gaan uitstap omdat hulle agter geld aan is in hulle lewens. God waarsku die mense as hulle deur die woestyn gegaan het, waarsku God vir hulle, julle moet baie mooi na julle lewens kyk, julle moet ophou, julle moet oppas, die oomblik as jy geld begin kry, gaan daar 'n probleem wees in jou lewe. Daar gaan 'n probleem ontstaan, en ek wil hê jy moet saam met my hierdie probleem lees in Deuteronomium 8, Deuteronomium 8 vers 11. Deuteronomium 8. Deuteronomium 8 vers 11 sê, wees versigtig, dat jy nie die Here jou God vergeet, deur nie sy gebooie, sy beslissings, en vaste voorskrifte wat ek vandag vir jou voorskryf, na te kom nie. Wees versigtig, dat wanneer jy eet en versadig word, en goeie huise bou en bewoon, en jou beeste en jou kleinvee vermeerder, en jy vir jouself baie silwer en goud verkry, en alles wat jy het meer word, dat jou hart dan nie hoogmoedig raak, en jy die Here jou God vergeet, wat jou uit Egipte land uit die plek van slawerny uitgelei het nie. Dis die probleem. Wat gebeur? Hoe meer geld jy het, hoe meer dink jy het alles te maak met jou. Ek wil vir jou nou sê, dis 'n probleem in jou lewe. As ek met jou 5 sinne ver gaan praat, gaan jy eers vir my vertel dat jy hard gewerk het om alles te hê wat jy vandag het. Dis nie so nie. Die Bybel sê, dit is deur God vir jou gegee. Wie die gesondheid vir jou gegee. Kom ons gaan aan. Dit is hy wat jou, 15, dit is hy wat jou gelei het, deur die groot en vreesaanjaende woestyn, vol giftige slange en skorpioene, 'n dor land, waar daar geen water is nie. Hy wat vir jou water uit klipharde rots laat kom het. Hy wat jou in die woestyn manna laat eet het. Iets wat jou voorouers nie geken het nie. Om jou nederig te maak en jou te toets. Om jou uiteindelik goed te behandel. As jy sou dink, my krag en my magtige hand het vir my hierdie rykdom verkry, dan moet jy die Here jou God onthou. Want dit is hy wat vir jou die krag gee om rykdom te verkry, sodat hy sy verbond wat hy aan jou voorvaders met 'n eed bevestig het, gestand kan doen soos dit vandag is. Wie dit vir jou gee? Wie gee vir jou gesondheid? Wie gee vir jou die krag? Die Here gee dit vir jou. Wie gee jou verstand? Die Here gee dit vir jou. Jy's nooit in hierdie lewe het jy dit op jou eie gedoen nie. Vergeet dit. Kind van die Here, kry dit uit jou woordeskat uit. Dis nie jy nie. Alles wat ek het, is van God af. Jy wil geld maak, jy wil ryk word. En hoe meer ryk jy wil word, en hoe meer geld die probleem is, waarna jy jaag, hoe meer sal jy alles probeer regverdig om Sondag nie kerk toe te gaan nie. Jy sal alles probeer regverdig waar jy verkeerde dinge doen. Want jou grootste
doel in die lewe is geld. En as geld jou groot doel is, sal jy verskonings kry vir alles wat jy wil doen wat verkeerd is. En jy sal sê, ek moet dit so doen, want dit en dit is die rede. Ek moet dit ongelukkig so doen, dit is die rede. Weet jy my die interessante? Hoe ryker jy word, hoe makliker is dit vir jou om naweke weg te gaan en nie by die kerk te wees. Is nie so? Hoe ryker jy word, makliker is. En ek het nie probleem dat jy naweek weggaan. Maar jy beplan jou hele naweek rondom wat? Die Sondag. Ek het Sondag het ek nodig om kerk toe te gaan. En as jy nie Sondag kerk toe gaan nie, is jy buitekant die wil van God. In enige geval, ek dink baie mense gaan te veel vakansie toe. Daar's 'n deel daarvan om deel van die gemeenskap van gelowiges te wees, om onder die woord van die Here te sit, om die woord van die Here te hoor en te groei onder dit. So my prioriteit is eerstens, voor ek enigiets beplan in my lewe, sê ek, waar gaan ek Sondag wees? Waar gaan ek Sondag die evangelie hoor? En as ek nie 'n plek het daar om die evangelie te hoor nie, dan verander ek my destinasie van Knysna na Oudtshoorn. Of hot as hell. Maar ek het 'n een begeerte in my lewe, dis om die woord van die Here te hoor. My lewe draai daaroor. Jakobus 5 vertel vir ons die toestand waarin jy kom as jy ryk is. Jakobus 5 vers 1 sê, kom nou julle rykes, huil en weeklaag oor die rampe wat julle gaan tref. Julle het rykdom het vergaan en julle klere is die mot gevreet. Julle goud en silwer is verroes en die roes sal teen julle getuig en julle liggame soos vuur verteer. As jy na hierdie gedeelte kyk, hoe is dit dat die goud en die silwer verroes? Dit te maak hoor, jy's besig om dit op te gaar. Dis waaroor dit gaan. Jy's besig om by mekaar te maak. Julle het in die laaste dae skatte opgegaar. Kyk die loon, en dis die eerste ding, kyk die loon wat julle weerhou het van die arbeider wat julle lande geoes het, roep dit uit. En die geroep van diegene wat oes, en die ore van die Here, die heerser oor alle magte bereik. Julle betaal mense sleg. Ek het al gehoor by Christene, as hulle vir my, ja, maar jy moenie mense meer betaal as wat die ekonomie sê jy moet hom betaal. Want dan netto dink hy is net te goed, of hy gaan nie weer werk kry op 'n ander plek vir daai salaris nie. Ek sê vir jou, dis snert. Ek betaal 'n persoon wat hy vir my werd is. Betaal hom wat hy werd is. Jy gaan met baie minder wegkom. Maar jy moet vir jouself al vra, die vroutjie wat in my huis werk, hoe gaan dit met haar? Die man wat vir my werk, hoe gaan dit met hom? En een van die goeie dinge wat jy altyd kan doen is, klim in jou kar en gaan besoek die mense wat vir jou werk. Kyk in hulle huise, gaan drink saam met hulle koffie. Wanneer jy saam met hom koffie drink, dan kom jy agter hy het nie melk in sy yskas nie. En teen het hy 'n gat in sy dak. En jy kan die gat laat regmaak, want jy het die geld. Ons hele lewens moet gedraai word, weggedraai word van die wêreld af na Christus toe. Ons lewe vir Christus. Vers 5 van Jakobus 5. Julle het op aarde weelderig en losbandig gelewe. Julle het weelderig gelewe. Julle het losbandig gelewe. Julle het julle harte vet gevoer vir die slagdag. Julle het weelderig gelewe. Julle het gelewe asof daar geen einde is in jou skatte nie. Jy het net nog meer en meer en meer bymekaar gemaak. En Timoteus waarsku God in Timoteus, as Paulus skryf vir Timoteus in 2 Timoteus 3, vertel hy hoe dit sal lyk in die laaste dae. En ek wil vir jou sê, die laaste dae, as hy wys hoe die laaste dae gaan lyk, dan lyk dit vir my soos vandag. Dit lyk vir my presies soos vandag. Hy het al vir julle gesê, as jy vat in die 17de eeu, en jy kyk hoe die middelklas Portugees gelewe, en jy kyk vandag in Afrika, dan sê jy vir jouself,
Die persone vandag wat die swaarte kry in Afrika lewe, het meer kos om te eet as die mense wat in die 7de eeu in Portugal gelewe het. Hoe lyk die tyd van vandag? En ek wil nie daarmee sê dat nie baie mense wat swaar kry in Afrika nie. Miljoene. 2 Timoteus 3 vers 1. Dit moet jy weet. In die laaste dae gaan daar moeilike tye kom. Want die mense sal selfsugtig wees. Dit is nie ons tyd nie. Niemand is selfsugtig vandag nie. O nee, ons deel uit. Geldgierig. Grootpraterig. Hulle praat groot eintlik gewoonlik oor hulle geldjies. Hulle brag baie fyn. Ek wil nie eintlik jou vertel hoe baie hulle het nie, wat het uitgekom. Grootpraterig, aanmatigend, godlasterlik, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, goddeloos, ongevoelig, genadeloos, beledigend, sonder selfbeheersing, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, hooghartig. En dan luister wat die laaste gedeelte sê. Lief vir plesier eerder as vir God. Dis vandag. Hulle het 'n groter liefde vir plesier. Wie kies hulle wat hulle wil doen? Hulle meet dit aan die barometer, die barometer van plesier. Hoe groter plesier dit vir my gee, hoe meer wil ek dit hê. Hoe minder plesier ek ervaar daaruit, ja, dan moet ek maar besluit of ek dink nie ek wil dit doen nie. Hulle hele lewens gaan oor bestuur. Plesier dikteer hulle lewens. Wat vir hulle belangrik? Wat moet ek bereid wees om te doen? En hoe kom ek en vernietig hierdie probleem in my lewe van geld? Wat kan ek doen rondom dit? Eerstens, tevrede te wees met wat ek het. Nou al. As ek begin met my eerste werk en daai klein salarietjies hier wat ek kry, en ek kan net alles dek, dan moet ek sê, Here, ek gaan tevrede wees met wat ek het. En as jy tevrede is op daardie stadium met wat jy het, wie wat gaan vorentoe in jou lewe gebeur? Jy gaan nie kan glo baie jy het nie. Is nie so? As jy tevrede is met waarmee jy begin, en jy sê, Here, is dit nie amazing nie? Ek verdien hierdie 10.000 rand 'n maand nie. Dis net insane. Hoe verdien ek 10.000 rand 'n maand? Ek weet nie eens wat ek doen nie. Is nie so nie? As jy begin, en jy begin hierdie geld te kry, en jy's amazed daardeur, en jy's so bly daaroor. En anyway, hoe meer jou geldjies gaan, hoe meer gaan die belasting gaan, en jy gee my daar en ek daar. Maar ek is tevrede, ek is bly. Ek is bly dat my geld kan gaan. Ongelukkig partykeer gaan in 'n ander plek waar ek nie wil hê dit moet gaan nie. Maar ek gee dit, want ek behoort aan die Here. Gee dit. Daar was 'n man gewees wat na Jesus toe gekom het. Ek wil afsluit. So wees tevrede, en dan hierdie ene wat baie belangrik is. 'n Man het na Jesus toe gekom, en ons vind dit in Matteus 19. Kom ons maak ons Bybels daarby oop. En ek wil hiermee afsluit. Matteus 19. Julle almal ken hierdie verhaal. Ek gaan nie om in diepte hanteer nie. So ek wil net hê ons moet kyk oor hoe oorkom ek rykdom in my lewe? Hoe oorkom ek die soeke na meer in my lewe? Vers 16. En kyk, iemand het na Jesus gekom en gevra, Meester, wat 'n goeie ding moet ek doen sodat ek die ewige lewe kan verkry? Jesus antwoord vir hom, hoekom vra jy my uit oor wat goed is? Daar is net een wat goed is. As jy die lewe wil binnegaan, moet jy gebooie nakom. Hy vra hom, watter? Jesus antwoord, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis nie, eer jou vader en jou moeder, en jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Okay. Die jong man sê vir hom, dit alles het ek nagekom, wat kom ek dan nog kort? Jesus het hom gesê, as jy volmaak wil wees, gaan verkoop jou besittings en gee dit vir die armes, en jy sal 'n skat in die hemel hê. En jy kom hier, volg my. Toe die jongman egter hierdie antwoord hoor, het hy bedroef weggegaan, want hy het baie besittings gehad. Wat is dit wat sal maak in my eie lewe, dat ek besef, waarvoor lewe ek? Is ek bereid om alles weg te gee?
En dis vir baie mense baie maklik om dit te sê, want jy het nog nooit alles verloor. As jy weet wat dit beteken om alles te verloor en jou werk te verloor, dan kom jy met 'n punt en jy sê, dis nogal hektiek. Wat beteken dit om alles te gee? Alles te gee. Here, ek is nie gebind aan iets nie. Ek het in hierdie wêreld gekom sonder klere. Ek gaan uitgaan sonder klere. In hierdie middelste deel wil ek alles in my moontlike my doen, om wat te doen, om vir my 'n skat op te bou waar? In die hemel. Waar mot en roes nie verniel nie. Dit is my ongelooflik hierdie gedeelte, hy gaan verder. En dan sê hy vir hulle in Matteus 19 vers 27, as Jesus dan met hierdie gedeelte verder gaan, want daar's 'n vraag by sy disippels, Here, ons het alles verlaat. Dan sê Petrus hom, kyk, ons het alles agtergelaat in die gevolg, wat sal ons dan daarvoor kry? Jesus het vir hulle gesê, Amen. Ek sê vir julle, in die nuwe bedeling, wanneer die Seun van die mens op sy glansryke troon sit, sal julle wat my gevolg het ook op 12 trone sit en oor die 12 stamme van Israel regspreek. En elkeen wat huise of broers of susters of vader of moeder of kinders of grond agtergelaat ter wille van my naam, sal 100 maal soveel ontvang en die ewige lewe erf. Is dit nie vir jou sê, dis wat ek wil hê? As jy daarna kyk, en jy sê vir jouself, al die ou skaatjies wat by mekaar kan kom, ek kan niks saam met my vat. Is dit nie waarna jy kyk en sê, dis wat ek soek? Dis wat my begeerte is. En as dit jou begeerte is, gaan jou lewe oorlaai wees. Jy gaan elke dag sê, ek het te veel. Ek het genoeg. My beker loop oor. Ek bid dat ek nooit 'n oproep van enigie van u sal kry. Wat vir my vertel, Johan, dit gaan nou met my verskriklik swaar. Maar dit is al sê wie wat, ek het geleer om in alles vergenoeg te wees. En oor 'n paar weke gaan ons praat oor wat doen ek met my geld. Baie wonderlike preek, woon dit tog by. Dan gaan ons aan. Goed, wonderlik. Amen. Kom ons buig ons hoofde. Dankie Here vir u wonderlike liefde. Ja Here, u weet dat in elkeen van ons harte moet ons bely. Hier is 'n onvergenoegdheid hier binne in ons. Daar is 'n soeke na meer en meer en meer. En Here, ons weet dit kom nie van u af. Dit kom van 'n hinkering van die vlees. Om op so 'n manier vir myself te sorg dat ek net meer as ander het. Om op so 'n manier vir myself te sorg dat ek al net beplan vir alles wat moontlik nog kan gebeur. Want Here, ons wil nie afhanklik van U wees nie. Ons moet dit bely. Ons hou nie daarvan om afhanklik te wees nie. En Here, dit is wat U wil hê ons moet wees. In elke aspek van ons lewens, dat ons ons vertroue op U sal stel. En sal glo, Here, as U met ons is, wie kan teen ons? Ons loof en ons prys U wonderlike naam. Amen.